Goeiemôre vriende, dit is vandag Sondag die 19de Oktober 2025. Ag, ek wil sommer net vir julle so 'n bietjie terugvoer gee. Ons is in dankbaarheidsmaand op hierdie stadium. Vriende, ek wil vir julle baie dankie sê. Ons is al reeds op R96.000 van die begrote R140.000 vir dankbaarheidsmaand. Soos julle weet, is dit geld wat ons weggee. Ons het ons gewone dankoffer wat ons insamel hierdie maand, en dan boonop ons dankoffer is dit R140.000 wat ons begroot om weg te gee. Ons gee R100.000 daarvan gee ons vir die synode. Vriende wat wonderlike werk doen. Regtig, ek hoor nou altyd van die gift of the givers en hulle doen wonderlike werk. Maar vriende, weet julle, in vergelyking met hulle dink ek doen ons seker 10, 15, 20 keer meer werk op 'n maandelikse vlak vir baie jare al. Ons is betrokke by enorme klomp armoedeprojekte, buitehuise, vriende, by versorgingsoorde, en so kan ons nou maar aangaan. Reg deur die land sit ons met maatskaplike dienste, Bedisa, wat gemeenskappe oor al die grense heen bedien. Amazing werk wat ons eintlik doen as NG Kerk, vriende. So soos ek al baie keer vir julle gesê het, ons staan nie op die dakke en is die hele tyd in die nuus en sê al die goed vir almal om te hoor nie. Maar dit is al vir jare en jare en jare en jare gaan dit al aan. Ek dink ek is nog steeds korrek as ek sê ons is die tweede grootste welsynsorganisasie in die land. En die eerste een dink ek is die staat uit die aard van die saak, as ek dit nie mis het nie, maar die tweede een is die NG Kerk, vriende. Amazing werk wat ons as kerk, ek en jy is mos die kerk doen, maar wat die synode koördineer en hulle uitreik na al die provinsies toe in die land vir baie jare al. So daarvoor gee ons, en dan die 40.000 wat oorbly boonbehalwe die 100, vriende, wend ons dan aan vir omgee in ons gemeente en in ons gemeenskap. Wat ons dan kan gebruik om mense te help wat regtig deur dire strijd is, wat ons ook oor baie jare heen al kon doen, danksy julle goeie harte. Baie dankie weer eens vir julle goeie harte en die manier hoe julle goed ook al oor, vriende, so ek sê al, ek gaan nou vir 34 jaar, en vir 34 jaar is dit julle track record. Ek bedoel, dit spreek van self, né? So weer eens, net baie dankie vir julle ongelooflike mooi harte, vriende. Ek waardeer julle ongelooflik baie. Vriende, ja, dit is wat die dankbaarheidsoffer aanbetref, en dan iets wat julle miskien kan so lank nota van maak, die 6de Desember, gaan ons sommer so 'n bietjie lekker saam kuier. Ons moet nog besluit wat die formaat daarvan is. Ons sal na julle terugkom so met ter tyd en vir julle sê wat aangaan. En dan volgende week, vriende, is ons in die saal, wat dit doen ons ook nou al baie jare, waar ons om tafeltjies sit, ons eet 'n bietjie ietsie saam, en dan sing ons lekker saam, en dan het ons om die tafels praat julle om te sê, maar waarvoor is julle dankbaar? Waar het julle God sien werk in julle lewe, en waarvoor is julle dankbaar? En dan, vriende, beweeg ek maar so tussen die tafels deur, en ek gee die mikrofoon vir diegene wat die vrymoedigheid het, en ons gesels dan oor wat het God in ons lewe gedoen hierdie afgelope jaar. Dit is so 'n bietjie Thanksgiving tyd wat ons dan gee in getuienisse, né? So julle is baie welkom om dit dan volgende week ook by te woon. Dit is altyd 'n baie lekker geleentheid. Dan, vriende, die laaste dingetjie voordat ek dit dan nou vergeet, is die 25ste, dit is volgende Saterdag, is dit hy Zonnekus Bazaar. So julle is baie welkom om ook dit by te woon. Is altyd baie lekker om so by ons ouer mense te wees, vriende, ons meer senior mense te wees, saam met hulle te kuier, saam deel te neem aan die bazaar daar, so julle is baie welkom. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Heilige Gees, baie dankie vir die groot voorreg wat ons het om sommer so hier saam te wees as die kinders. Dankie, Here, dat ons kan weet dat ons altyd na U toe kan kom. Dat U nooit te moeg is nie, dat U nooit slaap om na ons te luister nie. O drie enige God, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, dankie dat U vir ons hier is en altyd sal wees. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken.
Ja, ek gaan 'n bietjie vandag met julle saamgesels. Ons is inderdaad nog in die dankbaarheidsmaand en vandag 'n bietjie as 'n tema vat. Ons het nou 2 Sondae al by dankbaarheid stil gestaan in 'n paar fasette daarvan. En vandag wil ek die tema vat dankbaarheid wat God eer selfs in die besigheidswêreld. Ek wil so 'n bietjie ook 'n bietjie praat vanuit die besigheidswêreld of uit die besigheidswêreld. Ek wil 'n teks vat en dit kom uit Kolossense 3 vers 17, maar voordat ek die teks vat, net miskien so 'n klein bietjie agtergrond vriende. Kolossense sien ons was 'n welgestelde klein stad, hy was aan die voet van die berg Katmes gewees en die gemeente is heel waarskynlik soos wat die geleerdes nou sê gestig deur Epafras. En Kolossense het inderdaad sekere dwalinge aangespreek want daar was dwaalleraars, hulle het mense probeer beïnvloed, hulle het askese beoefen, vriende wat gekenmerk word deur onthouding aan verskeie wêreldse plesiere, dikwels met die doel om godsdienstige of spirituele doeleindes te bereik. Nee. Hulle het dan ook 'n klomp gissinge meegebring oor die ontstaan van die wêreld. En dan sien ons, liewe vriende, dit het ook duidelik sekere Joodse en heidense trekke geopenbaar. En die voorstanders, liewe vriende, van 'n klomp van hierdie dwaalleraars was gewees daarvan dat hulle hoër kennis gesnoek het. Ek het laasweek ook 'n bietjie met julle daar gepraat, die gnostiek, wat die liggaam en die siel skei, jou gnosis wat die kennis aanbetref, so jy het hierdie hogere kennis, die goddelike saad in jou, dit is jou verhoudingkie met God, maar wat jy met jou lyf doen, dit behoort aan 'n bose God, dit kan jy doen wat jy wil. Daai goed was live and well gewees in daai tyd, né? En die hele groot ding wat dit gedoen het in die aard van die saak, jy liggaam en siel skuif, wat se rol speel Jesus? Jesus speel eintlik geen rol nie, want Jesus het gekom om vir jou sondes te sterwe, maar as jy die twee goed skei en jy sê dit gaan net oor die geestelike verhoudingkie wat ek het, vriende wel, dan is Jesus Christus mos nou dan gaan dit mos nou glad nie meer oor hom nie, né? So hierdie ouens in alles wat hulle gedoen het hulle die sentrale plek van Christus afgebreek, né? En op baie stadium sien ons het Kolosse nie 'n geestelike leier gehad nie. So jou jong Christene sonder 'n geestelike leier is maklik op 'n dwaalspoor is hulle gebring, né? En dikwels is dit nog maar net gewees dat die ouens gesê het Jesus was maar net nog 'n manier om by God uit te kom. Dit is natuurlik wat ek en jy baie keer ook hoor in hierdie tyd wat ons leef. Ja, maar jy kan maar deur Mohammed of Allah kan jy daar uitkom en jy kan nou deur die Hindus en jy kan deur die Boeddhiste, maar net nog paadjies na God toe. Sorry vriende, dit is ongelukkig nie wat ons Bybel vir ons leer nie, né? Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader behalwe deur hom nie, né? So ons sien hierdie Joodse mistiese asketiese invloede het die mense tot op die punt gebring dat hulle geglo het dat daar dan nou ander maniere is om by God uit te kom. Net so vandag, so klein ietsie miskien net oor die agtergrond van Kolossense. Nou sal julle onmiddellik sien, wanneer ons dit ook al sien, dan jy nou hierdie agtergrond, dan beleef jy wel iets daarvan, wanneer Paulus sê in Kolossense 3 vers 17, en wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus, né? So hy onmiddellik speel hy die dwaalleraars aan, onmiddellik die dwaling hier so sê, maak nie saak wat julle doen nie, Jesus staan sentraal, hy is nie net 'n figuurtjie op die een kant nie, hy is nie 'n add-on nie, hy staan sentraal, en wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus, en dank God die Vader deur hom, né? Kom sê Paulus vir ons. So vriende, die afgelope 2 weke het ons saam ontdek dat dankbaarheid mos nou inderdaad nie net 'n gevoel is nie, né? Maar dit is 'n lewenshouding, dit is 'n ingesteldheid wat ek en jy het teenoor God. En daarom het ons vir mekaar gesê in 1 Tessalonisense 5 vers 18, het Paulus vir ons inderdaad wyse raad kom gee wanneer hy vir ons gesê het, hoorie so julle, wees in alles dankbaar, want dis die wil van God in Christus Jesus. So hy het vir ons kom sê dat God se verwagting is dat ons inderdaad moet dankbaar wees. En hy kom herinner ons daaraan, hy kom herinner ons, en dit is ook vir mekaar gesê, liewe vriende, dat dankbaarheid is nie 'n opsie nie, dis 'n opdrag van God. Wees in alles dankbaar, kom sê Paulus vir ons. Nee. Verlede week het ons 'n bietjie stil gestaan by Handelinge 16 en geleer hoe Paulus en Silas vir God geloof het in die tronk en hoe lofprysing in moeilikheid krag gebring het.
Want en hoe is dit dat lofprysing in moeilikheid krag bring vir jou? Wat het gebeur? Paulus hulle was stikkend geslaan het ons vir mekaar verlede week gesê, né? Ongelooflik stikkend geslaan. En ten spyte daarvan loof en prys hulle God. So wat doen hulle? Hulle fokus al hulle aandag op God. En wanneer jy jou fokus op God begin kom plaas, vriende, wat gebeur? Jou ander goeders begin fight hier in die agtergrond, né? Begin fight. So dat hulle fokus op God geplaas en nie op hulle omstandighede. En vandag gaan ons so 'n bietjie op 'n ander terrein. Vriende, mense vergeet dikwels om God te dank, dink ek, in die besigheidswêreld, as ek partykeer so 'n bietjie van die goed lees en luister na. Vriende, kom ons hoor 'n bietjie hoe Paulus ons help, ook as ons dink oor besigheid. Maar ek dink dit gaan nie net oor besigheid nie, ek dink dit gaan inderdaad sommer oor ons lewe, né, maar ek wil hom die fokus wil ek so 'n bietjie plaas op besigheid. Hy sê vir ons in Kolossense 3 vers 17 ons gelees gedeelte, hy sê wat julle ook al doen. Wat julle ook al doen, kom sê hy vir die mense in Kolosse, kom sê hy vir jou en vir my vandag, wat jy ook al doen, nie net bid of sing nie, maar ook wat jy doen in jou werk, hoe jy bestuur, hoe jy beplan, hoe jy onderhandel, wat jy ook al doen. Alles moet gedoen word in die naam van Jesus Christus. Dit beteken hoe ek en jy besigheid doen, hoe ons omgaan in die sakewêreld, hoe ons omgaan met kliënte, hoe ons omgaan met ons werknemers wat ons daar het, hoe ons omgaan, hoe ons beplan, hoe ons hulle bestuur, dit moet jy alles doen in die naam van die Here Jesus Christus. In die oomblik as jy dit doen, wat Paulus sê, beteken dit die manier hoe ek en jy goed doen, is anders. Dit is wat hy kom sê het vir hierdie mense in Kolosse ook. Ja, julle kan nie na hierdie dwaalleraars luister nie. Jesus is nie 'n add-on nie. Julle kan, kom sê hy vir die Gnostici, julle kan nie liggaam en siel skei en doen met julle liggaam net wat julle wil, bedrog pleeg en seksueel met verkeerde goeders omgaan en daai tipe goeders. Nee, so wat kom sê Paulus? Paulus kom sê vir ons hierso, wat julle ook al doen, hoe julle besigheid doen, is verskriklik belangrik. Hoe julle optree teenoor julle kliënte, teenoor julle werknemers, hoe julle moreel julle besigheid doen in die wêreld waar ons staan. Jy mag nie by tenderpreneurs betrokke raak wat net gaan daaroor om geld te kry, maar nie die werke doen nie, of te veel vra vir goed nie, wat ook al. Hy kom sê, wat julle ook al doen, moet julle doen in die naam van Jesus. In die oomblik as ons dit in die naam van Jesus doen, dan is ons ingesteldheid in die manier hoe ek en jy goed doen, inderdaad anders. En dan kom sê, en alles moet gedoen word in die naam van Jesus en met dankbaarheid teenoor God. Dankbaar dat dit wat, ons gaan net 'n bietjie daarby stil, dankbaar oor dit wat God vir ons gee. Nou die afgelope 2 weke het ons gesien, liewe vriende, dat dankbaarheid inderdaad nie net 'n emosie is nie. Dit is 'n absolute ingesteldheid wat God se wil weerspieël. Dit is hoekom ek en jy dankbaar is. En daarom wil ek inderdaad vandag so na 3 verhale gaan kyk met mense wat in die sakewêreld is en hoe hulle geleer het, liewe vriende, dat dankbaarheid nie net 'n mooi gevoel is nie, maar dat dit ook 'n manier is om God te eer. So die eerste punt wat ek half op die tafel wil sit is, liewe vriende, dankbaarheid in voorspoed. Erken God as die bron van sukses. Wanneer jy voorspoedig is, moet jy dankbaar wees en moet jy erken dat God die bron van sukses is. Nou, interessant vriende, wanneer ek en jy gaan lees wat die Bybel vir ons sê in Deuteronomium 8 vers 17 tot 18, is dit 'n ongelooflike iets wat hy hierso sê. Hy sê, jy kan dalk dink, my krag en my hande het vir my hierdie rykdom verwerf. Maar jy moet die Here jou God nie vergeet nie, want dit is hy wat jou krag gee om rykdom te verwerf. Dis hy wat jou krag gee om rykdom te verwerf. Vriende, ons kan so maklik by 'n punt in ons lewe kom dat ons dink, man, weet ek is aan bitter oulik, ek het al hierdie gedoen gedoen. Maar die Deuteronomus kom sê vir ons, hoor hierso, julle moet baie mooi gaan dink. Julle moet baie mooi gedink voordat julle arrogant kan aangaan met julle lewe en dink dat dit wat julle in die lewe bereik het, het julle bereik. Dat julle in die lewe bereik het deur julle eie krag en deur julle eie, nee, kom sê hy, dit werk eenvoudig nie so nie. Dit is God wat vir julle krag gee. Dis hy wat jou krag gee om daardie rykdom te verwerf. Dis hy wat vir jou die krag gee en vir jou die verstand gee om dit te doen. Hy's hy die een wat vir jou die regte werknemers gee. Dis hy wat jou op die regte plek sit. Dit is wat hy vir ons kom sê, liewe vriende. Dis nie ons krag nie. Dis nie ons sterk. As God jou gesondheid wegneem, bly daar niks oor nie. Moenie vergeet
dat dit hy is wat vir jou krag gee nie. En dan gaan Jakobus nog verder en maak en ons op die volgende attent wanneer hy kom sê in Jakobus 1 vers 17, hy kom sê, elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo af. Moet dit nie vergeet nie, kom sê hy vir almal vir ons, maar vernaamlik vir ons in die besigheidswêreld, julle in die besigheidswêreld. Kom sê hy, moenie dink dit kom, dit is julle wat dit doen nie. Nee, kom sê hy, dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep het. So wat kom sê hy? Kom sê die bron van iemand se sukses is inderdaad God. Die bron van wat God gee jou alles. God kom gee vir my alles. God kom gee die mense rondom ons alles, liewe vriende. Daar's niks wanneer ek en jy sukses in die lewe behaal, dat ek en jy kan sê, "Oeg, maar ek is so oulik." En natuurlik moet jy hard werk. Natuurlik kan jy nie op jou jack sit nie. Daai goed is 'n gegewe. Maar liewe vriende, vat net jou gesondheid weg en bly niks oor nie. God is die een wat in beheer is. Ek en jy glo as Christene in Jesus Christus en God en in die Heilige Gees, dan moet ons weet dat elke ietsie wat ek en jy het, liewe vriende, op watter vlak dit ook al lê, kom van God af. Kom van God af en daaroor moet ons teenoor hom altyd baie dankbaar wees. David Green, die stigter van Hobby Lobby, het in 1970 met $600 'n klein raamwinkel begin. En vandag het Hobby Lobby meer as 900 winkels in Amerika, en dan sê hy die volgende, hy sê, ek besit niks nie, ek bestuur net wat God aan my toevertrou, kom sê David Green. En dan het ek so 'n bietjie gaan lees oor sy goed, dan staan daar, liewe vriende, hy het 90% van sy wins op die ou ende, het hy aan sending en Bybelverspreiding geskenk. En wanneer ek en jy voorspoed ervaar, liewe vriende, moet ek en jy vra, maar hoe kan ek God eer met hierdie seën? En vir my die amazingste gedeelte, liewe vriende, as dit nie vir ons besigheidsmanne en vroue is nie, weet julle vriende, dan kan daar baie min uitreike gebeur, kan daar baie min projekte, voedselprojekte wees, en deur die jare heen, ek dink oor die wêreld heen, ook in ons land heen, speel ons besigheidsmense 'n verskriklike belangrike rol, en wil ek vandag dit ook vir julle sê, ek waardeer julle ongelooflik baie. Ek waardeer julle ongelooflik baie, want wanneer ek sien hoe julle gawes uitlewe, hoe julle op die ouende dit moontlik maak dat daar vir honger mense kos is, hoe dat julle werk skep, hoe dat julle mense intrek deur julle besighede, deur julle besighede maak julle plek, julle vat die risiko, julle vat al daai spanning, maar julle kry dit reg op die ouende om vir so baie mense kos te gee, julle kinders deur die skool te sit, deur die tegnikon te sit, deur die universiteit te sit, omdat julle daardie risiko geneem het. En ek dink baie vir ons besigheidsleiers daar waar David Green sê, ek besit niks, ek bestuur net wat God aan my toevertrou het. Nee. So dankbaarheid, liewe vriende, wat doen dankbaarheid? Dankbaarheid hou ons nederig en gee aan God die eer. Dankbaarheid maak dat ek nie sê, dankie Here dat alles wat ek het kom van U af. Dankie daarvoor. En ons dank en ons prys God op die ouende daarvoor, vriende. Ons kan dan nie anders as om saam met die psalmdigter die volgende te sê in Psalm 103 vers 2 nie, te sê maar, ek wil die Here loof en nie een van sy weldade wil ek vergeet nie. Vriende, ons kan nie anders nie, né? Ek en jy kan nie anders as om by God te gaan sit en sê, Here, ek wil U net loof. Here, ek wil U net aanprys. Here, baie dankie vir al U weldade wat U wat U aan my bewys. En daarom sê ek altyd vir julle ook, sang is so enorm belangrik. Lof en prys aan God is so baie belangrik. Want daar kom gee ons iets. Ons kom gee iets deur ons stemme. Ons kom gee iets amper daar, liewe vriende. Ons raak bewus van die Heilige Gees. Ons raak bewus van God, want ons loof en ons prys en ons gee al die eer aan hom. So dankbaarheid en voorspoed, liewe vriende, ons moet baie dankie wees dat dit goed gaan met ons, en ek en jy moet erken dat God die bron van sukses is. Dis die eerste punt wat ek 'n bietjie by wil stil staan. Die tweede punt waarby ek wil stil staan is, dankbaarheid is die sleutel tot tevredenheid en innerlike vrede. Dankbaarheid is die sleutel tot tevredenheid en innerlike vrede. Hoor hoe sê Paulus dit in Filippense 4 vers 11 tot 12, 'n gedeelte wat julle goed ken. Ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. Vriende, dit is ongelooflik. Paulus is deur die slegste van plekke. Hy is in tronke gewees. Hy is geslaan. Hy het honger gely. Al daai tipe van goed is, liewe vriende. En Paulus sê, ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. Ek het geleer om in alle omstandighede dankbaar te wees. Vriende, en baie keer in die besigheidswêreld, dit is nie maanskyn en rose nie.
Ek ken van julle, liewe vriende, wat niks verkeerd gedoen het, maar wat deur die put van die lewe is, wat geslaan is deur die lewe. En Paulus kom sê, weet jy, ek het geleer om in alle omstandighede, het ek geleer om tevrede wees. Ek weet wat armoede is, ek weet wat oorvloed is. Ek kan alles doen deur Christus wat my krag gee. Maak nie saak hoe sleg dit met my gaan nie. Ek my besigheid miskien bankrot gespeel, 'n tweede keer bankrot, en ek is nie op 'n goeie plek nie. En dan kom sê Paulus eintlik vir julle en vir ons almal, hy kom sê, weet jy, maak nie saak hoe sleg dit met my gaan nie. Alles wat ek doen ek deur die krag wat Jesus Christus vir my gee. Selfs hierdie bietjie verantwoordelikheid wat ek neem, dit doen ek deur die krag wat Jesus Christus vir my kom gee. Vriende, dit is vir my ongelooflik as ek na hierdie gedeelte kyk en na die gedeeltes in die Bybel kyk en ek luister wat hulle sê in die Bybel. Dit kom so ooreen, liewe vriende, met ons lewens. Dit kom gee so inspraak in ons lewens. Dit kom sê deur die Gees vir ons, maar jy kyk hierna en jy moet kyk. En jy moet kyk daarna. As ons kyk, vriende, na Alan Barnard, hy is die stigter van Barnard en Cain Rigging, dan sien ons by Paulus moet aansluit, waar Paulus sê, ek is in alle omstandighede is ek tevrede. In oorvloed en in armoede. En dan sien ons, as ons kyk na Alan Barnard, liewe vriende, dan was daar inderdaad by hom oorvloed gewees. En interessant, vriende, as jy na sy verhaal gaan kyk, dan is dit so dat hy dan vir ons kom sê, dat hy het van dag 1 af besluit, dat God die eienaar van sy besigheid is. En hy en sy broer het hulle salarisse beperk en hulle die hele maatskappy in 'n trust geplaas om God se koninkryk te dien. Dit het hulle van dag 1 af gedoen. En dan sê hy die volgende, hy sê, ek wou nie hê sukses moes my steel nie. Dankbaarheid hou my vry. Ek weet alles behoort aan God. Liewe vriende, as ons na hom kyk, dan sien ons, dankbaarheid is die sleutel tot tevredenheid en 'n innerlike vrede. Maak nie saak wat die omstandighede, in sy geval was die omstandighede positief geweest, maar van die begin af het hy die besigheid in God oorgelaat. En het vir God gesê, Here, hierdie is u besigheid. Here, ek gaan hierdie besigheid bestuur, vir u gaan ek dit bestuur, het hy van die begin af gesê. En as ons dan gaan kyk na hierdie punt, dankbaarheid is die sleutel tot tevredenheid en innerlike lewe, liewe vriende, sien ons ook natuurlik, wanneer ek en jy God erken, wanneer ons dank aan God bring, wanneer ons sê, Here, maar ons gee ons hele lewe, ons hele besigheid aan U oor. Here, vriende, dan is dit ongelooflik hoe daar 'n rustigheid kom, 'n rustigheid wat Paulus vir ons op 'n ander stadium sê in Filippense 4, wat alle menslike verstand te bowe gaan. 'n Rustigheid, 'n vrede wat oor jou gedagtes die wag hou in Christus Jesus. En dit is ook dit wat Alan Barnard, Barnard besef het in sy maatskappy wat hy van die begin af vir die Here kon gee. So die eerste punt wat ons gemaak het, vriende, is dankbaarheid en voorspoed. Erken dat God die bron van jou sukses is. Die tweede een wat ons kort by stil gestaan het, is dankbaarheid is die sleutel tot tevredenheid en innerlike vrede. Dankbaarheid is die sleutel tot innerlike vrede, innerlike tevredenheid en innerlike vrede. Dan die derde punt, vriende, dankbaarheid in uitdagings, dankbaarheid in moeilikhede. Vertrou dat God steeds werk. Ten spyte van moeilikhede, vertrou dat God steeds werk. Vriende, wanneer ek en jy na Matteus gaan kyk, die evangelie van Matteus gaan kyk, dan sien ons, hier in Matteus 6 kom praat Jesus en kom sê hy, weet jy, die sorge van die lewe is in oorvloed. Daar is enorm baie sorge, daar is enorm baie bekommernisse, maar ek kom praat met hierdie disippels van wanneer hy in deel van die bergpredikasie sê hy, moet julle nie bekommer oor julle lewe nie, oor wat julle moet eet en wat julle moet drink en oor wat julle moet aantrek oor julle liggaam nie. Nee, kyk na die wilde voëls. Hulle saai nie en hulle oes nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. So hier in die evangelie van Matteus kom Jesus en hy kom praat met die disippels. Kom praat met jou en met my, liewe vriende. Hy kom sê vir ons, maak nie saak wat die uitdagings is nie. Maak nie saak wat die moeilikheid is nie. Julle kan op my vertrou want ek weet wat julle nodig het. Kom sê hy vir ons, nee. So in die besigheidswêreld, wanneer dit begin taai gaan, wanneer dit begin moeilik gaan, en wanneer jy sekere moeilike besluite moet neem, kom sê God vir jou, weet jy kan my vertrou, ek weet wat jy nodig het. Ek weet wat jy nodig het. En dan gaan hy aan, liewe vriende, gedeelte wat ek en jy baie goed ken, wanneer hy vir ons kom sê, weet jy, jy kan deur bekommernis nie een uur tot jou lewe byvoeg nie. Jy kan nie jou langer maak nie, jy kan niks daar maak nie. Elke dag bring sy eie bekommernis mee, kom sê
sê God vir ons. Selfs in hierdie uitdagende besigheidsomstandighede, moet jy nie bekommer nie. Dit beteken nie dat ek en jy kan gaan sit lekker daar by die see gaan lê. Nee, dit kan ons nie doen nie. Dit is nie waar, nee. Maar ons kan God vertrou. God weet wat ek en jy inderdaad nodig het, liewe vriende. En wanneer ons dankbaar is en wanneer ons deur hierdie uitdagings en dankbaarheid gaan, dan kom sê ons eintlik, Vader, ten spyte van hierdie moeilike besigheidsbesluite, ten spyte van hierdie goed wat ek moet deurgaan, ten spyte van die spanning, Here, ek vertrou op U. Dit is wat dankbaarheid sê. Ek vertrou op U. Matteus 6:31 sê, liewe vriende, julle moenie bekommerd wees en vra wat moet ek eet en al daai tipe goed nie, want die Here weet, liewe vriende, hy kan jou besigheidsrekening of begroting laat klop. Matteus 6:32, wanneer hy sê, dis alles dinge waar die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet dat julle dit alles nodig het. Hy kom sê, julle kan dit in my hande los. Julle kan dit vir my kom vertrou daarmee. Ek sal saam met julle hierdie pad stap. In hierdie tyd van uitdagings, in tyd van moeilikheid, kom leef in dankbaarheid. En dan kom sê hy, weet jy, kom ek sê vir julle, wat is die lakmoestoets? Matteus 6:33. Beywer jou allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal julle ook al hierdie dinge gee. Vriende, wanneer ek en jy God eerste stel, soos in Ellen, wat ons nou gelees het, wanneer jy God eerste stel, wanneer jy sê, Here, ek soek eers die koninkryk, Here, ek soek eers U wil in hierdie besigheid. Vriende, wanneer ek en jy dit doen, en ons vertrou die Here, dan loop die Here inderdaad voor ons uit. Sal die Here ons nie in die steek laat. Die Here kom sê vir ons hier in Matteus 6:33, kom sê hy, ek sê julle al die ander dinge gee, maar beywer jou eers vir die koninkryk van God, beywer jou eers vir die wil van God, dan gee ek jou hierdie ander dinge. Ten spyte van uitdagings, wees dankbaar, vertrou inderdaad, liewe vriende, op die Here. William Colgate is in 1783 in Engeland gebore en sy ouers was eenvoudige mense met 'n sterk Christelike geloof. En toe William nog 'n jong seun was, het die gesin na Amerika geëmigreer in die hoop om 'n beter lewe te vind. Hy was egter baie arm en William moes van jongs af hard werk om te help voorsien in sy familie se behoeftes. Sy pa was 'n seepmaker gewees en William het wat kleins af gehelp in die vervaardiging van seep en kersse. En toe hy tiener was, het hy besluit om na New York te stap. Is 150 kilometer ver om daar te probeer werk. 15 jaar oud, né? En toe hy op pad was na New York toe, het hy op 'n rivierboot 'n ou man ontmoet. En die ou man het gesien dat William nederig is en ernstig is oor sy toekoms en hy het hom 'n lewensveranderende raad aan hom gegee. Hy het vir hom gesê, jong man, gee eer aan God in alles wat jy doen. Punt 1. Nommer 2. Skryf hom as jou vernoot in jou besigheid in. Gee vir hom 'n deel van alles wat jy verdien en sorg dat jy nooit vergeet dat dit hy is wat jou seën. Dit het die ou man op hierdie rivierboot vir William gesê en William het die raad absoluut ter harte geneem, liewe vriende. In New York het hy werk gekry in 'n klein seepfabriek en hy was hardwerkend en hy was eerlik en betroubaar en binne 'n paar jaar het hy sy eie seepbesigheid begin en sy handelsmerk was eenvoudig Colgate Soap. En hy het sy werk altyd aan die Here opgedra en elke week het hy getrou 10% van sy inkomste aan God gegee. En dikwels het hy gesê, hy sê, ek gee nie aan God omdat ek baie het nie. Ek het baie omdat ek aan God gee was William Colgate se spreekwoord altyd gewees. En so sy besigheid gegroei het, 10% later 20%, 30%, en op die ouende het hy 50% van sy wins aan God gegee. En teen die einde van sy lewe, hy is so in 1857 dood, het hy bykans, liewe vriende, sy hele inkomste aan God bestee. Kerke gebou, sendingwerk gedoen, Bybeldrukwerk. En sy seun Samuel Colgate het dit oorgeneem in 1896, as ons nou ken, die Colgate tandepasta is die eerste tandepasta bysie bekend gestel. Met 'n eenvoudige begin met seep het dit gegroei tot 'n wêreldwye onderneming wat miljoene mense dien en vandag bekend staan as Colgate Palm Olive. Maar belangriker, vriende, in hierdie verhaal is natuurlik William se nalatenskap van gehoorsaamheid en geloof. Hy het geglo dat God die ware eienaar van sy besigheid was. William Colgate se lewe is dikwels opgesom in 3 geloofslesse. Gee God die eerste plek in alles wat jy doen. Wees getrou met wat jy het. God kan net seën wat jy aan hom toevertrou. Die 3, meet sukses nie aan geld nie, maar aan gehoorsaamheid aan God.
Liewe vriende, dankbaarheid in moeilike tye is geloof in aksie. Dit sê, Here, ek verstaan nie, maar ek weet, U is inderdaad goed. Vriende, wees dankbaar in voorspoed, erken God as die bron van sukses. Dankbaarheid is die sleutel tot tevredenheid en innerlike vrede. Dankbaarheid in uitdagings, vertrou dat God steeds werk. Ons skriflesing van die begin wat ons gesê het in Kolossense 3 vers 17. Wat julle ook al doen, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Amen. Vriende, ek gee nou geleentheid vir die opneem van die dankoffer. Julle kan SnapScan gebruik, julle kan Zapper gebruik, julle is baie welkom. Dit is baie keer, ek dink daar is amper soets, ek praat nou onder groot korreksie, maar as jy Zapper en SnapScan gebruik, is daar 'n 5% of 'n 4% of 'n 7%, ek kan nou nie meer onthou nie, fooi wat hulle daarop vra. So indien julle kan, sal ons altyd wil vra vir julle of julle EFT kan maak, maar andersins is die Zapper en die SnapScan ook alright. Die EFT vriende, as julle welkom om dit te stuur aan NG Kerk Sonnekus, ons is by Absa Bank, generiese bank, takkode is 632005 en die rekeningnommer is 3270140547 en dis 'n checkrekening. Vriende, ek wil julle wegstuur vandag en vir julle sê, julle wat 'n besigheid is of ook enige iets waar enige van ons is, dat ons te alle tye moet dankbaar wees. Nee, Paulus sê dit so, maar hy sê in alles wat julle sê of doen, moet julle doen in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Mag dit hierdie week ook wees wat julle doen, wat julle ook al doen, waar julle betrokke is. Sê en doen dit alles in die naam van die Here. Sê dit so dat mense vir Jesus in jou kan sien en dank God die Vader deur Jesus. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.